Het jy al ooit gehoor van 'n koekie wat sommer weggehardloop het toe iemand hom wou eet? Hou vas aan jou hoed, want hierdie is die snaakste, soet en slim storie van die gemmerbroodmannetjie. Lank gelede, in 'n klein huisie aan die rand van 'n dorpie, het 'n ou vroutjie en haar man gewoon. Hulle was vriendelik en gelukkig, maar een middag het die vroutjie uitgeroep: "Ek gaan vandag iets besonders bak, 'n lekker knapperige gemmerbroodmannetjie." Sy het meel en suiker gemeng, gemmer en heuning bygevoeg en toe met sorg 'n klein mensvorm uit die deeg gesny. Sy het 2 rosyne as oë gebruik, 'n knoop vir sy neus en knopies van klein stukkies sjokolade. Daar het sy gesê met 'n glimlag: "Nou, net 'n paar minute in die oond." Na 'n rukkie het die heerlike reuk van die vars gebakte koekie deur die huis gedryf. Die ou vroutjie het haar oondhandskoene aangesit, die deur oopgemaak en pop, daar spring die gemmerbroodmannetjie reguit uit die oond. Hy land op sy voete, klap sy hande saam en roep uit: "Hardloop, hardloop, so vinnig as wat jy kan. Jy kan my nie vang nie. Ek's die gemmerbroodman." Die ou vroutjie skrik so groot dat sy haar lepel laat val. "Kom terug," roep sy. Maar die gemmerbroodmannetjie hardloop uit die deur uit, oor die pad en roep oor sy skouer: "Ek's vinniger as jy, ou vroutjie. Jy sal my nooit vang nie." Die ou man kom aangestap met 'n mandjie vol hout en vra: "Wat op aarde gaan hier aan?" Die vroutjie wys met groot oë: "My koekie het lewendig geword." So hardloop die ou man ook agterna, maar die gemmerbroodmannetjie lag net: "Hardloop, hardloop, so vinnig as wat jy kan. Jy kan my nie vang nie. Ek's die gemmerbroodman." By die veld hardloop hy by 'n koei verby. Sê die koei, "Jy ruik lekker, ek wil jou eet." Maar die gemmerbroodmannetjie spring oor die gras en roep: "Ek het van die ou vroutjie ontsnap en van die ou man, en jy sal my ook nie vang nie. Ek's die gemmerbroodman." En so hardloop hy verder, vinniger as ooit. Toe kom hy by 'n perd wat rustig staan en wei. Die perd sê: "Ek's honger, ek sal jou sommer met een hap opeet." Maar die gemmerbroodmannetjie skree weer: "Ek het van die ou vroutjie ontsnap, van die ou man, van die koei, en jy sal my ook nie vang nie. Jy's net te stadig vir my." En hy hardloop oor die veld, deur die bome, oor klippe en klowe. Uiteindelik kom hy by 'n breë rivier. Die water blink in die son, maar ai, die gemmerbroodmannetjie kan nie swem nie. "Wat nou?" sê hy bekommerd. "Ek sal oplos in die water." Toe hoor hy 'n sagte stem: "Psst, hallo daar, klein mannetjie. Dis 'n slim jakkals wat langs die rivier lê. Ek kan jou help om oorkant te kom," sê hy met 'n glimlag. "Klim op my rug." Die gemmerbroodmannetjie dink dit klink soos 'n goeie plan, so hy spring op die jakkals se rug. Die jakkals begin deur die water swem, maar toe die stroom sterker word, sê hy: "Die water word diep, klim op my kop." Die gemmerbroodmannetjie gehoorsaam en klim hoër. 'n Paar oomblikke later sê die jakkals: "Nou word dit baie diep. Kom klim op my neus." En toe hy dit doen, hap, die jakkals vang hom met een vinnige byt. En die gemmerbroodmannetjie, wel, hy het nie weer gesê: "Hardloop, hardloop, so vinnig as wat jy kan nie." En dis hoe die dapper, maar effens te vol van homself gemmerbroodmannetjie sy eie les geleer het, dat selfs die vinnigste koekie nie altyd die slimste is nie. So, as jy ooit 'n heerlike gemmerbroodmannetjie bak, hou hom maar goed dop. Jy weet nooit wanneer hy sal besluit om weg te hardloop nie.